Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag het ons weer die groot voorreg om saam tyd te kan spandeer uit Eksodus 2. Hierdie hoofstuk begin in 'n baie moeilike en donker tyd vir die Israeliete waar hulle in slawerny is en waar Farao bevel gegee het dat alle Hebreëse seentjies met geboorte doodgemaak moes word. Moses word dan in daardie chaos tyd gebore. Sy ma het gesien dat hy mooi was en ek glo sy het deur geloof gesien dat hierdie kind gebore is met 'n baie spesifieke roeping. Ons lees hoe sy dit reg gekry het om hom vir 3 maande weg te steek, maar toe kom daar 'n dag wat sy dit net nie langer kon doen nie. Ons sien hoe hierdie gelowige ma dan 'n plan maak deur 'n waterdigte mandjie te maak en dan haar lieflingsseentjie daarin neer te lê en hom dan tussen die riete in die rivier te sit. Dis baie interessant dat die woord mandjie dieselfde woord is wat gebruik word vir Noag se ark. Dit was nie net sommer 'n houer nie, dit was 'n plek van redding. Dit beteken dat Moses was nie net weggesteek nie. Hy was in God se reddende hande geplaas. En dit herinner my en jou dat die grootste geloofstap nie is om harder te probeer nie, maar om oor te gee, om dit wat jy liefhet in God se hande te plaas en dan te vertrou dat dit veilig by hom is. In vers 5 sien ons hoe die Here bonatuurlik werk en voorsien, toe Farao se eie dogter Moses vind. Moses word nie net gered nie, hy word grootgemaak, opgelei en gevorm in die paleis. En dan vanaf vers 11 sien ons, jare later, Moses se hart. Hy sien die lyding van sy volk en wil graag iets daaraan doen, maar hy gebruik die verkeerde metode, deur 'n Egiptenaar dood te maak. Jy sien, hy wou God se wil doen, maar op sy eie manier. En dit is so van toepassing op ons lewe vandag. Hoe baie keer probeer ons nie God help nie. Ons hardloop voor hom uit, ons neem besluite sonder om te wag en probeer regmaak wat net God kan regmaak. In vers 12 lees ons hoe hy eers hierheen en daarheen gekyk het, omdat hy geweet het dis verkeerd. Dis nie God se manier van werk nie. En as gevolg daarvan moes hy dan vlug. Sy hele lewe verander. Van 'n prins word hy 'n skaapwagter. Van 'n plek van invloed verander dit na isolasie. Van sy lewe in die paleis verander dit 'n lewe in die woestyn. Hierdie lyk dalk vir ons of dit Moses se straf was. Maar eintlik was Moses nou op die plek waar God hom kon voorberei het vir sy roeping. John Coulson het dit so mooi gestel. Hy sê vir 40 jaar het Moses geleer hy is iemand in Egipte en 40 jaar leer hy is niemand in die woestyn, sodat God hom uiteindelik kan gebruik. Want God gebruik nie net bekwaamheid nie, hy soek afhanklikheid. In die woestyn leer Moses nederigheid, geduld, stilte en vertroue. En miskien is dit waar jy is vandag. Jy voel dalk of jy in 'n 40 jaar woestyntyd is, afgesny en vergete. Maar God is besig om jou te vorm. Die woestyn is nie die einde nie. Dis 'n tyd van voorbereiding vir jou roeping. Vanaf vers 16 af sien ons hoe Moses die dogters dan van Midian help om hulle drinkbakke vol te maak. Hoe hy dan trou met Sipora en hoe hy dan vir hom 'n eenvoudige lewe bou as vreemdeling in 'n vreemde land. En dit lyk amper asof sy storie en sy lewe nou net normaal geword het. Maar dan lees ons vanaf vers 23 tot 25. En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe, en die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny, en hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God, en God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob, en God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. Jy sien, dit herinner ons dat God nooit laat is nie. Hy werk volgens sy verbond
Nie volgens ons paniek nie. Vir jare het dit gelyk of niks gebeur nie. Maar agter die skerms het God alles gereed gemaak. 'n verlosser, 'n plan en 'n tyd. Ek wil jou bemoedig vandag, waar jy ook al jou bevind. God is daar. Dalk is jy in die mandjie van die paleis, dalk is jy aan die vlug oor verkeerde besluite, of jy bevind jou dalk in die woestyn. Onthou, Jesus sien jou, hy hoor jou en hy ken jou. Hy onthou sy beloftes oor jou lewe. En net soos met Moses, is God besig om jou voor te berei vir iets baie groter as wat jy nou kan sien. Hou aan glo, hou aan wag en hou aan vertrou, want God is getrou. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.